Ag liewe familie, vriende, ek wil net van hierdie geleentheid gebruik maak om werklik vir julle almal vanoggend ook die Here se vrede toe te bid. Ja, in oomblikke soos hierdie dan word 'n mens weer stil. Dan dink jy weer oor die lewe en jy oordink die lewe. Ek het aan die Anna nie baie goed geken nie, maar ek het haar so 'n bietjie geken en dit was 'n groot voorreg en ons het geweet dat sy baie na aan die Here leef. En dan ontdek ons vanoggend dat ook in hierdie lydingstyd waarin ons ons nou bevind, dit is juist die rede waarom God sy seun Christus Jesus na hierdie wêreld toe gestuur het, om vir ons aan die kruis van Golgotha te sterf en so al ons sondes te vergewe en ook om te weet dat ons in hom die ewige lewe het. En mag ons ook almal daardie vrede vanoggend beleef. Ja, Here, ons kom in hierdie uur en ons word stil voor U. Here, ons gedagtes loop ver. Daar is so baie herinneringe, daar is so baie dinge wat ons dink en wat ons oordink. Ook aan hierdie mamma, ouma, vriendin, hierdie wonderlike persoon wat vir ons so baie in die lewe beteken het en wat vir ons so baie geleer het. En Here, skielik is ons hier en is ons besig om afskeid te neem. Maar die wonder van die wonders is dat ons as U kinders vanoggend maar net weer opnuut beleef hoe dat U wat die groot en die ewige en almagtige God is, hoe dat U ons Papa is en hoe dat U vir ons lief is en hoe dat U ons ook vanoggend op die skoot tel en hoe dat U ons styf teen die bors vasdruk en hoe dat U vir ons sê, maar Jy is myne. En Here, ons gaan ook vanoggend hoor dat dit wat ons beleef is nie die einde nie, maar is juist die begin van 'n nuwe lewe, 'n wonderlike lewe, 'n ewige lewe, daardie lewe wat U deur die genade van Jesus se kruisdood aan ons skenk. En daarom vra ons nou dat U dit in ons harte sal stil maak, dat ons ook waarlik vanoggend sal luister na dit wat U ook vir ons wil sê. Ons vra dit alles in die wonderlike naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Ons gaan nou net so bly sit en dan gaan ons luister na die lied O Heer my God, en as jy wil, dan kan jy dit saam sing. Ek dink die woorde gaan ook op die bord wees, maar dit is so 'n verootmoedigingslied, en daarom gaan ons net so bly sit, en jy kan gerus ook saam sing. Verklein, vergroot,
Ek wil vanoggend vir ons graag Psalm 23 lees. In die begin van die jaar toe ek met my eie stilte tyd besig is, toe lees ek dat die skrywer van die dagboek sê die bekendste gedeelte in die Bybel of die gedeelte wat almal ken is Psalm 23. As ek vir jou vanoggend vra, ken jy Psalm 23 en weet jy wat in Psalm 23 staan dan? Se party, almal sal vir my sê, ja, ek weet wat bestaan in Psalm 23. En toe sê die interessante is dat hy kom agter, omdat ons almal Psalm 23 ken, lees ons eintlik die Psalm 23 nie, want ons ken Psalm 23. Ons lees ook nie sommer Psalm 23 vir iemand anders nie, want ons neem dit aan, jy ken ons Psalm 23. En nou vanoggend is ons hier en ons is in die teenwoordigheid van die Here en ons kom en ons word stil voor hom en dit het my ook hierdie jaar besef, maar Psalm 23 en dit wat ons ook vanoggend hier gaan hoor is so uniek, is so besonder, is so net 'n trappie hoër en daarom ek het so lanklaas Psalm 23 self gelees by 'n begrafnis en daarom wil ek dit ook graag dan ook vanoggend hier lees. Ons ken die opskrif van hierdie gedeelte, die Here is my herder, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is en hy gee vir my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. En selfs al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot 'n lengte van dae. Ek dink ek wil veral hierdie laaste stukkie uitlig. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot 'n lengte van dae. Hier beleef ons alreeds hoe dat God vir ons die oorwinning gee. En daarom wil ek ons moet nou staan en dan sing ons die oorwinningslied, dat ons ook vanoggend weet dat ons hier by mekaar is, omdat hierdie Here wat in ons lewens werksaam is, dat hy in Christus Jesus vir ons die oorwinning gegee het. Kom ons staan en dan sing ons die oorwinningslied. Ek sien dit by Gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof op prys op
kyk na Psalm 23, dan weet ons dit, sien ons dit, dat hierdie Psalm geskryf is deur Dawid, koning Dawid. En dit wat ons van Dawid leer is, hoe dat die Here hom geroep het om die koning van Israel te word. En leer ons ook uit die geskiedenis, hoe groot en hoe wonderlike en hoe magtige koning hy was. Dat die Jode vandag nog steeds so terugverlang na hierdie tyd wat Dawid regeer het. Hoe groot die land van die grense was en hoe goed dit gegaan het en hoe dat alles so mooi geloop het en alles so mooi verloop het. Maar tog aan die ander kant, as jy kyk na hierdie grote koning en jy kyk na sy lewensgeskiedenis, dan ontdek jy maar, daar het 'n tyd in sy lewe gekom wat dinge nie so mooi geloop het nie. En wat dinge nie so mooi verloop het nie. En dit lees ons dan ook in hierdie tyd. In Psalm 22 lees ons dat Dawid die nag in die veld was, en dit loop uit in Psalm 23. Maar nou is die lewe anders. Hy voel bedreig en hy word bedreig nie net deur vyande nie, maar selfs deur sy eie seun Absalom. En hy gaan kruip daar in die veld weg. Hierdie koning wat net gepraat het en alles het gebeur en alles was in plek. Hy gaan kruip daar in die veld weg en hy worstel, en in Psalm 22 vers 2 lees jy hierdie ongelooflike woorde. My God, waarom het U my verlaat? Jy kan amper nie jou ore glo nie. Hoe is dit en hoe gebeur dit dat hierdie koning wat so magtig is, na wie almal opkyk, dat hy in daardie situasie, in daardie toestand hom bevind, dat hy voel, maar ek is verlore. En hy roep dit dan ook uit, my God, waarom het U my verlaat? Dit is interessant dat as 'n mens die Bybel lees, dan sien jy dit op soveel plekke. Op soveel plekke gebeur dit in mense se lewe. In mense vir wie die Here roep om vir hom iets te gaan doen, een of ander taak te gaan verrig, dat daar oomblikke kom, dat daar tye kom in hulle lewe, dat hulle ook nie weet hoe vorentoe nie. En ek kan vanoggend kan ek begin by Genesis 1 en ek kan aangaan tot by Openbaring 22. En ek dink in elke bladsy omtrent ervaar en beleef ons mense wat ook dit uitroep en dit beleef en hierdie vraag vra. Ek dink so aan Jona, die Here roep hom en die Here sê vir hom, gaan na die stad Ninive toe en vertel vir hierdie mense wie ek is. Maar Jona loop 'n ander pad. En dan weet ons dat hy uiteindelik wegvlug op 'n boot en daar's 'n storm op die see en uiteindelik as hy hom kom kry, bevind hy hom daar onder in die see in vis se maag. En hy dink dis verby met my. Ek dink aan iemand soos Job. Ons lees in Job 1, sy gelyke was daar nie op aarde nie. Hy was so godvreesend, hy het so geleef soos wat 'n kind van die Here moet leef. En skielik hier in Job 38 lees ons hoe dat hy voel, maar die Here het hom vergeet en alles is verkeerd en hy verloor alles en hy sit daar op die ashoop en hy skrap homself met potskerwe. Tot die wonder gebeur in Hoofstuk 42 lees ons hoe dat Job sê, maar hier het 'n wonder gebeur. Het 'n wonder gebeur en dit is dat ek nie meer luister na wat mense oor die Here en van die Here sê nie, maar ek het homself ontmoet, homself in die oë gekyk. Ons lees dit selfs van die getrouste disippels van Jesus. Ek dink so aan Thomas. As ons van Thomas praat, dan praat ons van Thomas as die klein gelowige. Ons weet hoe dat die disippels in die boventrek by mekaar gekom het en hoe dat hulle dit ervaar en beleef het, dat Jesus aan hulle verskyn het en hoe hulle hierdie wonder aan Thomas verkondig het, maar hy het dit so betwyfel.
En dan lees ons in Johannes 20 af van vers 25 af. 8 dae later het die disippels weer in die boorvertrek by mekaar gekom. En hierdie keer was Thomas by hulle. En die groot wonder, die volgende oomblik verskyn die Here Jesus aan hulle. En nog voordat Thomas enigiets kon vra, sê die Here van Thomas, kyk, hier is my hande, bring jou hand en kom steek hom hier in my sy. Ek wil hê jy moet weet, ek kyk jou nooit mis nie. Ek sien jou altyd raak, ek is altyd daar vir jou. Selfs Petrus, hierdie leier van die disippels, in Johannes 21 lees ons hoe dat hy daar by die see sit en hoe dat hulle vis braai, maar hoe dat hy so diep hartseer en ongelukkig is, en hoe dat hy dink, hoe dat hy nou die aand die Here Jesus verraai het, toe die diensmeisies vir hom gevra het of hy dan nie een van sy volgelinge is nie, toe het hy openlik gesê, maar ek ken hom nie, ek weet nie wie is hy nie. En dit is wat hier in Psalm 22 gebeur. Hierdie groot koning, hy bevind hom in die veld en dinge is anders as wat hy ooit gedink het en sy groot uitroep is, my God, waarom het U my verlaat? En ek weet ons sal dit dalk vanoggend nooit sê nie, ons het dalk nie eers daaroor dink nie, maar ewe skielik is ons vanoggend hier by mekaar en ons het met die dood te doen van hierdie wonderlike ma, hierdie ouma, hierdie vriendin, en skielik verstaan ons nie waaroor alles gaan nie, en wonder ons oor die dood, en wonder ons oor wat dit beteken. En ek dink dit is waaroor Psalm 23 gaan, dat Dawid hierdie groot koning, hierdie ou wat vorentoe gekyk het en wat beheer is en wat beplan het, as ons volgend eerlik is, dan is dit ook hoe my en jou lewe lyk. Ons beplan vir môre en ons beplan vir ons ou dag en ons is so in beheer van die lewe en ons kan mekaar so vertel en ons kan dinge so doen en ewe skielik voel ons ook om te sê, maar Here, wat is besig om te gebeur? Ons roep dit dalk nie uit soos Dawid, Here, waarom het U ons verlaat nie, maar wat kan ons vanoggend vir mekaar sê? En dis die wonder dat die Here hier na hierdie groot koning kom. En Dawid word weer die klein skaapwagtertjie. Hier in die veld dink hy weer terug aan daardie tyd toe hy as 'n jong seentjie skape opgepas het, toe hy die herder van hierdie skape was, wat dit werklik beteken. Ek self het op 'n Karoo plaas groot geword daar tussen Kimberley en Douglas. My pa het met skape geboer. Ek self weet hoe dit was in daardie tyd om met skape te werk. Daardie dag as jy die skape in die kraal moes kry, moes al die werkers, die perde, die honde, almal by mekaar kom en jy moes skree en sweepklap en fluit en roep en hierdie skape tog in die kraal ingedruk te kry. Maar in hierdie tyd was dit anders gewees. Die skaapwagter het voorgeloop en hy het elke skaap by sy naam geken. En meer as een herder het in die nag die skaapkraal gedeel en dan het hulle skape daar by mekaar gewees en dan die volgende oggend dan staan die herder op en hy roep sy skapies by hulle naam en hulle luister nie na 'n vreemde stem nie, hulle luister nie 'n ander herder nie, hulle ken hulle herder en hulle weet agter hom loop ek aan. En so lei hulle, en Dawid sê dit so mooi, lei hulle na groen weivelde toe en lei hulle na waters waar daar rus is en waar daar vrede is. Maar nou kom die Bybel, die woord van God, om vir ons 'n baie groter en 'n baie wonderliker en 'n baie heerliker storie te hê. So kom die Here vanoggend om vir my en vir jou en hoop dit aan die ander te sê, maar ek ken jou. In Jesaja 53 lees ons daarvan dat die volk van die Here daar langs die riviere van Babel sit. In Psalm 137 sê ons het die liere aan die wilgerbome opgaan.
Ons kan nie fees vier nie, ons is weg van Jerusalem af, ons is in hierdie vreemde land, ons is tussen hierdie vyande, en hierdie hele Babyloniese landskap is omring deur hierdie hoë majestueuse berge. En almal sê vir ons, kyk op na die berge, ons gode woon in hierdie berge, en ons gode het julle in ons hande oorgegee. En dink hulle, maar kan dit werklik wees hê? Daarom gaan Jesaja na die Here toe en praat hy met die Here, en dan in Jesaja 43 dan sê die Here vir hom, gaan sê vir die volk, en kom ons hoor dit, ek het jou by jou naam geroep, en jy is myne, en jy is vir my baie kosbaar, en jy is vir my baie belangrik, en ek ag jou hoog. En wat ook al op jou pad gebeur, ek sal daar by jou wees. Al gaan jy deur die vlamme, en al gaan jy deur die vuur, en al gaan jy deur die waters, moenie bang wees nie, ek is by jou. En kom Dawid in Psalm 23, en hy vat dit selfs verder, hy sê, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade weer, hoef ek nie bang te wees nie, want die Here is by my. En so weet ons vanoggend, uit dit alles uit, kom die Here ook vanoggend en hy sê vir my en vir jou, ek ken jou by jou naam. En Anna van der Lit, ek ken haar by haar naam. En ek ken vir julle en ek weet wat in julle harte aangaan. En ek weet wat julle beleef. Maar ek is julle Here, ek is julle God. Ek is in beheer van jou lewe. En as ons vanoggend vir ons die vraag afvra, maar wanneer begin dit? Wanneer begin hierdie verhouding? Wanneer begin die Here in my lewe? Ons is so wonderlik om Psalm 139 te lees, waar die Here sê, maar ek het jou in die moederskoot gevorm. Ek het jou kunstig aan mekaar geweef. So nog voor jou pappa en mamma van jou geweet het, was ek al besig om jou te vorm, en was ek al besig om van jou mens te maak. En op soveel plekke sê die profete ook, en ek is bekend met al die dae van jou lewe. Ek is die lig vir jou pad, en ek is die lamp vir jou voet. En dit is wat ook vanoggend met ons gebeur. Ons word ook vanoggend weer skielik klein. En ons word ook skielik vanoggend weer so afhanklik van God. Ons het soveel vrae en soveel min antwoorde. Maar dan kom Johannes 10, en in Johannes 10 dan sê die Here Jesus, maar ek is die goeie herder. Ja, Dawid het gepraat van die Here is my herder, maar hy het nie werklik die volheid daarvan besef nie. Ek het na hierdie wêreld toe gekom, omdat jy vir my so ontsettend belangrik is, en omdat ek jou so ontsettend lief het, en ek het my seun as die goeie herder na die wêreld toe gestuur. En in Johannes 14 gaan die Here Jesus self verder, en hy sê vir sy disippels, julle moet nou nie hartseer word nie. Julle moet ook nie klein gelowig word nie. Maar ek gaan weg van julle af. En die rede waarom ek van julle af weggaan, ek as goeie herder, ek lei jou nie net na waters waar daar vrede is, en na groen weivelde toe nie. Maar ek gaan terug na my hemelse Vader toe, en ek gaan om jou ewige woonplek vir jou gereed te maak. En as daardie woonplek gereed is, dan kom ek jou haal. Hoekom? Want ek het jou baie lief. En jy is vir my baie besonder, en jy is vir my alles in die lewe. En kom ons hoor mooi, sê die Here eintlik, ek sal maar niks terughou om hierdie liefde en hierdie genade en hierdie wonder vir jou te gee nie. En as ons nou vanoggend van mekaar vra, maar watter prys het dit gekos? Wat het die Here werklik vir ons gegee, dat ons vanoggend met ons hele wese en ons hele menswees en met alles binne in ons kan weet dat hy werklik ons herder is, ons koning is. Hoe weet ons dat hy werklik vir my lief is? Nou hoor ons in hierdie lydingstyd, en ons lees Lukas 23, en ons hoor hoe dat sy seun Jesus Christus, hoe dat hy na die kruis gelei word.
En hoe dat die mense hom bespot en 'n doringkroon op sy kop sit en hom slaan met swepe, hom vloek en skel en op hom spoeg, en hoe dat hy daar aan die kruis uit opgehang word. En dan hoor ons ook hierdie woorde wat Dawid soveel honderde duisende jare gelede uitgeroep het. My God, waarom het U my verlaat? Dat die Here Jesus dit ook aan die kruis van Golgotha uitroep. En weet jy hoekom was hy God verlate? Omdat hy dan die Anna en my en jou oortredings op hom geneem het. Omdat hy vir haar en vir ons aan die kruis van Golgotha vir alles betaal het. Dat ons ook vanoggend ook maar soos Dawid kan klein word en kan besef, maar ek het alles, ek het totaal en al alles, want die Here is my herder, ek kom niks kort nie. En dan kan die Here Jesus selfs verder in Matteus 11 vers 28 tot 30 en kom en dan sê hy vanoggend vir ons, julle verstaan dalk nog nie werklik alles nie, en die dag wat voor lê, môre en oormôre, gaan julle steeds met hierdie hartseer en hierdie emosies worstel. Maar dan nooi ons uit, kom na my toe. Kom na my toe, jy wat uitgeput en oorlaai is, jy wat vermoeid en belas is, jy wat hartseer is. Kom na my toe en gebruik vir my as 'n juk. En pak jou laste en jou hartseer en jou onsekerhede, pak dit op my. En dan maak hy daardie ongelooflike belofte, hy sê, en ek sal vir jou rus gee. Ek sal vir jou insig gee. En wat 'n rus en wat 'n insig wil hy vir ons gee. Hy wil hê ons moet vanoggend ontdek, maar ons het nie met die dood te doen nie. Ons is nie hier vanoggend by mekaar omdat dit tot 'n einde gekom het nie. Maar ons het juis vanoggend te doen met 'n nuwe lewe, die ewige lewe, die wonderlike lewe, daardie lewe wat ons in Jesus Christus alleen kry. En ons kry dit alleen omdat hy deur sy genade en deur sy liefde en deur sy omgee en deur sy raaksien vir my en vir jou ken en vir ons lief is. En nie net alleen vir ons aan die kruis gesterf het nie, maar op die derde dag opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en die Heilige Gees is uitgestort. En daarom woon hy ook vanoggend deur sy Gees binne in ons en vertroos hy ons en bemoedig hy ons. En kan ons afsluit om te sê, ja, dis die wonder. Dis die wonder, deur my trane weet ek vanoggend, die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy lei my nie net na waters waar daar vrede is en na groen weivelde nie, maar ek word ontvang soos 'n eregas in daardie woonplek wat hy vir my voorberei. Mag ons hierin vanoggend ons vrede vind. Mag ons hierin die Here loof en sy naam groot maak. Amen. Ja, Here, dankie dat U ons Here is. En dankie dat ons ook vanoggend kan uitroep, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus ons Verlosser. Amen. Ek kan vra dat julle weer staan en dan sing ons die Onse Vader, die wonderlike gebed wat die Here Jesus vir onsself geleer het. Ons staan en sing die Onse Vader. As ons dit klaar gesing het, dan kan julle weer julle plekke inneem en dan gaan ek ook net vir Piet die geleentheid gee, Piet van der Lik, om namens die familie die bedankings te doen. Dan kom ons staan eers, dan sing ons die Onse Vader en nadat ons het gesing het, neem ons weer ons plekke in.
en vergewe al ons skade, net soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van wie is die recht en die sterkte en die eer, vir ewig en ewig. Goeiemôre vriende en familie. Hier het meneer die volgende bedankings. Eerste, Dominee Johan de Plooy, wat ingewilligheid om die diens waar te neem. Baie dankie vir die pragtige boodskap. Ek dink almal van ons het dit vanoggend ter harte geneem. Dan Linda, die klankdame en die gemeente van NG Meyer en Park vir die gebruik van die perseelfasiliteite. Baie dankie. Appel vir die hantering van ons moeder se verrassing. Die bloemiste panorama vir die pragtige blomme. Baie dankie ook aan al die vriende en familie wat van ver gereis het om ook hulle laaste eer te betoon aan ons moeder. Weet nie dat dit nie ongesiens verbygaan nie, maar opreg waardeer word. Dan aan Vanessa Nel, dankie vir die samestelling van die pragtige huldeblyk van ons moeder, asook die ontwerp, samestelling en druk van die begrafnisbrief. Dit is so waar met sorg en deeglikheid saamgestel. Nogmaals baie dankie en weet net dat ons as familie dit opreg waardeer. Vir al die mediese personeel wat die pad saam met ons ma gestap het, baie dankie. Dan Edward, die tenier van 30 jaar, wat na my ma se tuin en Ronel hulle se tuin omgesien het, om met ouma te sit, en het altyd tyd gehad, om met ouma te sit en 'n geselsie aan te knoop. Baie dankie, jou goedhartigheid en loyaliteit sal vir ewig waardeer word. Thank you very much to all our Ronel and Leon's friends who cared about our mother's well-being. We know that each of you was special to her. There are too many of you to mention each one individually. Know that we as family really appreciate it. Die laaste maar nie die minste persone hier teenwoordig, naas ons hemelse Vader. Vandag is Ronel en Leon. Van jou 3 broers en suster wil ons net baie dankie sê. Dankie vir julle omgee en die manier wat julle omgesien het na ons mammie. Geen persoonlike lewe gehad nie. Die afgelope jare nie, maar altyd mammie se behoeftes bo julle self gestel het. Sy het 'n wonderlike tyd saam met julle gehad. Sy is soos porselein behandel en in wagte toegedraai. So goed het julle na haar gekyk. Ons weet dit was nie altyd maklik nie,
maar weet dat ons dit regtig opreg waardeer en dat dit nooit ongesiens verbygegaan het nie. Daar waar Mamy nou is, kyk sy na julle en weet dat sy julle omgee en liefde sal mis. Hoe kan ons as broers en susters julle ooit bedank vir die versorging van ons ma? Ek, namens die ander boeties en sussie, bedank julle en weet, dit kom uit my hart uit, en weet dat dit nie net woorde is nie. Baie, baie dankie. As ek dalk iemand of 'n instansie uitgelaat het, ek is vreeslik jammer. Nogmaals baie dankie vir u teenwoordigheid en ons hoop u geniet nou die huldeblyk wat deur Vanessa saamgestel is ter ere van my ma. Baie dankie. Your smile shone like the sun, turning dark days to bright and fun. With a heart so kind and full of grace, you showed us love from the very first embrace. You cared for us, shared stories and cheer, made us laugh till the world felt clear. Always joyful, lively and free, your happiness touched all you could see. Annie, your eyes so warm and bright, chased our worries far from sight. You found the good in every soul, a gift of kindness that made us whole. Like a soft blanket, you made us feel safe. A gentle heart, a peaceful space. Strong and true, loving through and through. A beautiful soul we always knew. Though you're gone, your light still remains. A guiding warmth through life's terrain. Annie, your smile will live on, a cherished memory even though you are gone. Ons Vader wat in die hemel is, U wat daar was toe elkeen van my kinders die eerste lewenslig aanskou het. Laat U heilige naam die middelpunt en anker wees vir elke gesin in ons familie. Laat U koninkryk kom in en deur my kinders se lewe. Laat U wil vir hulle geskied, net soos U in U heiligdom oor hulle gedroom het nog voor hulle lewe begin het. Gee my kinders vandag die brood van die lewe en wees vir hulle die algenoegsame God. Help my kinders om 'n sagte hart te hê, sodat hulle maklik sal vergewe, sodat hulle nie vol bitterheid leef nie en nie boekhou van die kwaad nie. Laat my kinders ook berou hê oor hulle sonde, sodat hulle U vergifnis kan ontvang. My leidsman, lei my kinders op die regte pad, weg van versoeking, weg van 'n wêreldse kultuur wat U nie eer nie. Weg van die breë pad wat so aanloklik voor hulle uitstrek, want U is waardig om aanbid te word. U is die koning van ons familie. U regeer in heerlikheid, krag en oneindige liefde, vir ewig en altyd. Amen.
Ek hou nou aan julle die huldeblyk voor en liefdevolle herinneringe aan Anna Maria van der Lid, gebore op die 3 Desember 1940 en oorlede op die 31ste Maart 2015. Met hartseer, maar ook met diep dankbaarheid neem ons afskeid van ons geliefde moeder, ouma Grootjie en dierbare vriendin. Sy het ons lewens met liefde, wysheid en goedheid verryk en ons loof die Here vir die kosbare tyd wat hy ons met haar gegee het. Haar teenwoordigheid het warmte en vreugde gebring aan almal wat haar geken het. Al is sy nie meer by ons nie, sal ons haar liefde vir ewig in ons harte voortleef. Rus in vrede, Anna. En daarmee is ons verrigtinge dinge dan ook hiermee afgesluit. Ek bid ook vir julle dat julle elkeen ook hierdie lewenspad saam met die Here sal loop, dat julle ook elke dag sy teenwoordigheid in julle lewens sal ervaar. Ek sien julle word nou uitgenooi vir tee na die diens by 13 Ribboklaan, uitbreiding 6 in Meyerton. So die familie nooi dan ook vir julle uit om daar by mekaar te kom. En mag julle ook daar werklik die vrede van die Here ervaar en leef. Baie, baie dankie. Die Here is ons herder. Dankie. Annie, your smile shone like the sun, turning dark days to bright and fun. With a heart so kind and full of grace, you showed us love from the very first embrace. You cared for us, shared stories and cheer, made us laugh till the world felt clear. Always joyful, lively and free, your happiness touched all you could see. Annie, your eyes so warm and bright, chased our worries far from sight. You found the good in every soul, a gift of kindness that made us whole. Like a soft blanket, you made us feel safe. A gentle heart, a peaceful space. Strong and true, loving through and through. A beautiful soul we always knew. Though you're gone, your light still remains, a guiding warmth through life's terrain. Annie, your smile will live on, a cherished memory even though you are gone. Ons Vader wat in die hemel is, U wat daar was toe elkeen van my kinders die eerste lewenslig aanskou het, laat U heilige naam die middelpunt en anker wees vir elke gesin in ons familie. Laat U koninkryk kom in en deur my kinders se lewe. Laat U wil vir hulle geskied, net soos U in U heiligdom oor hulle gedroom het nog voor hulle lewe begin het. Gee my kinders vandag die brood van die lewe en wees vir hulle die algenoegsame God. Help my kinders om 'n sagte hart te hê, sodat hulle maklik sal vergewe, sodat hulle nie vol bitterheid leef nie en nie boekhou van die kwaad nie. Laat my kinders ook berou hê oor hulle sonde, sodat hulle U vergifnis kan ontvang. My leidsman, lei my kinders op die regte pad, weg van versoeking, weg van 'n wêreldse kultuur wat U nie eer nie, weg van die breë pad
wat so aanloklik voor hulle uitstrek, want U is waardig om aanbid te word. U is die koning van ons familie. U regeer in heerlikheid, krag en oneindige liefde, vir ewig en altyd. Amen.